ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by Vita die Bybelstudies. Dit is die Evangelie van Johannes. Ons is in hoofstuk 7 en ons het met ons laaste opname gekom tot by vers 38. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Wow, wat 'n stelling om te maak. Nou wil ek sommer net gou sê, ons is nou, terwyl jy nou hierna kyk, as jy nou dadelik kyk wat hierdie video nou gepost word, ons is nou in die middel van ons 26ste IFJJ. En dit is merkwaardig. Wat 'n mens leer van Jesus, en terselfdertyd wat jy leer van die harte van mense. Die mensdom oor die algemeen. Dit is verstommend. Hoe meer jy Jesus leer ken, hoe meer verdiep jou insig in mense, in harte van mense, en motiewe, en reaksies, en besluite, en 'n klomp goed, wat net opskerp is. En nou die voorreg dat ons nou juist besig is met 'n Bybelstudie oor Johannes, wat heeltemal fokus op die persoon en karakter en waarheid van Jesus Christus, is net onuitspreeklik kosbaar. En ek wil sommer nou sê, baie dankie vir almal wat terugvoer gee op hierdie video's. En dit kom nou van heinde en verre, en jy weet, in Suid-Afrika en buite die grense van Suid-Afrika, en interessante lande waar mense wat Afrikaans kan praat en hoor en inskakel en behoefte het na geestelike kos, en hulle toevlug neem tot YouTube, en dan onder andere op hierdie kanaal afkom, dit kyk, en dan vir ons terugvoer gee. Dit is so 'n bemoediging om te hoor wat mense sê. En daar's mos nou die grappie, jy ken hom dalk. Die grappie sê, die dominee preek die Sondagoggend in die kerk, en hy is nou klaar gepreek, nog gaan staan hy daar by die deur. Nou, baie gemeentes is dit nou soort van die tradisie, die dominee of die pastoor of so gaan staan, en groet hy nou almal, en almal kom nou daar verby, en skit nou dominee se hand, of pastoor se hand, en so aan. So hy doen dit toe nou ook. En toe hy nou daar staan, toe staan nou Tannie ook wat daar verby kom, en sê, o, dominee, dit was 'n wonderlike preek. En hy vra vir haar, wat was so wonderlik aan die preek? En sy sê, o, dominee, die manier hoe jy Mesopotamië sê. Ek dink is skreeu snaaks, want jy verwag iets diepgaande. Wat die Tannie nou daar uitgehaal het uit die hele preek, is die manier hoe dominee nou Mesopotamië sê. En die punt is, jy weet, mens kan 'n woordbediening doen, of Bybelstudies, soos wat ons nou doen, en jy kan terugvoer kry, maar die feit dat jy terugvoer kry, beteken nie noodwendig iets nie, want het kan nou net sowel wees, iemand sê, hulle is mal oor die manier wat jy Mesopotamië sê. Maar wat vir my kosbaar is die terugvoer wat ons kry, is om te hoor wat die mense sê. Dis vir my so, besef ek, ons lewe, my en Pippa, as ek nou sê ons, maar seker maar ons almal, maar ons lewe is so kortstondig. Aan die een kant is ons glad nie so belangrik soos wat ons dink ons is nie. En ons invloed is glad nie so noemenswaardig soos wat ons hoop het sal wees nie. Jy weet, dis aan die een kant. Dis 'n baie nugtere ontdekking om te maak, jy weet. En aan die ander kant
in die koninkryk van Jesus, dan staan 'n mens terug en jy hoor van mense en hulle gee getuienis. En jy hoor hierdie mense het waarlik by Jesus uitgekom. En hulle stap waarlik 'n pad met Jesus. Nou, luister, niemand hoef jou naam te onthou nie. Jou naam is nie belangrik nie. Om dit nou vreeslik kras te stel. Jy is nie belangrik nie. Jy is nie belangrik nie. Wat sou er belangrik wees? Wat sou graag iemand wees? Jy is nie belangrik nie. Ek is nie belangrik nie. My naam is nie belangrik nie. Is nie belangrik nie. Maar wat fenomenaal is dat daar wesens, kreature, skepsels, mense is met ewige siele wat getuig van 'n ewige ontmoeting met God, 'n bonatuurlike, goddelike ontmoeting wat ewigheidswaarde in hulle lewe het. En ek dink, wow, dit is die voorreg van jou lewe, om dit te kan beleef. Dan het jy alles beleef. Dit. Jy weet, jy kan nou klomp avonture hê en reis deur die wêreld en hoogspringe, verspringe, vinnig hardloop en sterk wees en wat ook al. Dit beteken niks. Absoluut niks. Het gaan verlore met jou wanneer jy sterwe. Maar as jou getuienis van Jesus mense by Jesus uitbring en dit het 'n storie heeltyd, dan dink ek, wow, dis wat dit beteken om te lewe. Dis wat dit beteken om te lewe. So, dis vir my wonderlik. Baie dankie vir almal wat terugvoer gee en dit is wonderlik om te hoor hoe julle Jesus belewe en hoe sy waarheid julle harte aanwakker. So, kom ons kyk na ons skrifgedeelte. En as ek nou reg onthou, as ek my nie misgis nie, dat ek gesê het, toe ons doen, hy wat in my glo soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Nou, toe sê ek nog, dink ek, met ons laaste opname, as ek nou reg onthou, het ek gesê, ons moet terugkom na hierdie gedeelte. So, kom ons sê net gou 'n paar gedagtes rondom dit, terwyl ek dit lees. Want, dit sal nou nie goed oorkom op 'n video nie, nee. Maar ek sal nou hier lees, vers 38. En as dit die gevolg, as so stilte, en ek dink, hy wat in my glo, soos die skrif sê, dan gryp dit my in die hart, en dink ek, wow, weet jy wat dit beteken? Hy wat in my glo, soos die skrif sê, en dan dink ek, dit bedien my hart, so dit kos tyd, en dan kom jy by strome, van lewende water sal uit sy binneste vloei. Ek het gisterand 'n gesprek met iemand, wel, ons is nou in 'n IFJJ, so, ons het heel wat gesprekke in 'n week, in 'n IFJJ week. En die gesprekke is allemaal, next level, is allemaal next level, daar is nou nie een wat sommer net so, so woordsie-wartsie is. Maar die gesprek sê toe, weet jy hoe erg is dit om 'n predikant te wees? Nou, ek is 'n predikant. Ek is teologiese skoling, was in gemeente vir baie jare, verskeie verskillende bedienings, was 'n sendeling vir 5 jaar, so ek is definitief in die bediening en voltyds met my hele lewe en my hele gesin, is ek in die bediening. So, ek kan nou vir jou iets vertel, van hierdie kant van die draad, as jy dit so wil sien, en dit is, weet jy hoe erg is dit, vir 'n predikant, om A, te praat van strome van lewende water, en dit nie self te beleef nie, te preek oor strome van lewende water, en dit nêrens in die gemeente te sien nie. Weet jy hoe frustrerend
En uiteindelik verwoestend is dit. Waar jou hele verhouding met God is teoreties, filosofies, teologies. Dit is verskriklik. En as jy, wat 'n Christen is, en nou hier kyk, en jy's nou nie in die voltydse bediening nie, jy weet wat is die frustrasie. Om vir jare en jare te praat oor al die wonderlikhede van God, maar dit nie self te beleef nie. Luister, jy weet hoe dit voel. 'n predikant beleef dit eksponensieel meer. Hier sê Jesus, as julle my glo soos die skrif sê. Nou ek kry elke nou en dan kry ek op ons YouTube, dan kry ek iemand wat sê, as jy dan nou regtig in Jesus glo, hoekom eet jy varkvleis en hoekom hou jy nie die wet nie, en hoekom onderhou jy nie die feeste wat God se verlossingsplan vir die mense is nie, en hoekom noem jy nie God op sy Hebreëse naam nie, en ek dink, waarmee is julle besig? Wie het julle betower, soos Paulus in Galasiërs sê, wie het julle getoer, wie het julle getoer, om die waarheid op hierdie manier ongehoorsaam te wees? Weet julle, wie is Jesus? Beter vraag nog, weet ek, wie is Jesus? So jy nou skryf vir my, Jesus is ons voorbeeld. Nee vriend, nee. Ja, jy haal die versie aan, wat sê Jesus is ons voorbeeld? Luister, Jesus is ver meer as ons voorbeeld. Weet jy wie is hy? Weet jy dat hy hoër is as Moses, hoër is as die wet, hoër as die profete, hoër as die offers, hoër as die feeste? Weet jy wie is hy? En elke nou en dan kry jy mens die hindernis. En jy sien, die mense se harte, hulle glo nie in Christus Jesus soos die skrifte sê nie. Die skrifte wat hulle dan nou sodanig ondersoek en getrou is aan, jy weet, om nou die Hebreëse name van God te sê nou maar om daai voorbeeld te gebruik. Ek bedoel, selfs onder hulle, weet hulle nie regtig wat is God se uitspraak nie. Die een nou sê Jesus so, en die ander nou sê Jesus so, nie eers hulle weet nie. Maar selfs hulle weet nie wie Jesus is nie. Hulle het nie idee nie, en hulle glo nie in hom, soos die skrifte sê nie. En hulle wat maak asof hulle die skrifte so eer en waardeer en bestudeer, selfs hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Hulle glo nie in Jesus soos die skrifte sê nie. En die skrif sê dit baie duidelik. Hy is nie bloot die boodskapper van God nie, hy is God. Hy is nie bloot die missing link in God se plan nie, hy is God se plan. Dit is so 'n belangrike ding. Jesus praat met die Jode. Hulle het die wet, hulle die profete, hulle die feeste. Hulle die geskrifte. In die Hebreëus, ook in Grieks. Die feit dat Jesus sê, hy sê Alpha en Omega, is Griekse alfabet, nie Hebreëus nie. Jesus praat met Johannes Grieks. So my te goed. Maar dit nou daar gelaat. Hy wat in my glo, soos die skrif sê. En die skrif maak nie klein geld van Jesus nie. Die skrif van Genesis regdeur tot by Openbaring maak alles van Jesus. Hy is Jahwe. Hy is die Alfa en die Omega.
Hy is die baas van alles en van almal. En die skrif bewys vir hierdie aansprake van wie Jesus is legio, is sonder einde. Dit rol soos ek nou hier sit, is ek 800 meter van die see af. Dit rol soos die golwe van die see wat inkom. Onweerstaanbaar, onkeerbaar. Hy is wie hy sê hy is. En hy vereis 100% onderdanigheid. Hy is die vervulling van alles. Alles wat God nog ooit gedoen het. Alles wat God sê, word vervul en vind betekenis in wie Jesus is. So die Jode vra vir Jesus, ons is nou in Johannes 7, die Jode vra vir Jesus, wie is jy? Want hy het vir hulle gesê in Johannes 5, ek het vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe, as julle nie glo dat ek is, wie ek sê ek is nie. Die mense met wie hy praat, is mense wat die feeste hou, en offers gee in die tempel in Jerusalem. Mense wat besny is, volgens die wet van Moses, en Moses hoogag. En Jesus sê vir hulle, as nie hoop vir julle nie, feeshoudende, besnyde, offerende Israeliete, daar's nie hoop vir julle nie, julle sal in julle sonde sterwe, as julle nie glo dat ek is, wie ek sê ek is nie. En dit wie hy sê hy is so radikaal, dit is so ekstreem, dit is so finaal. Die Jode het 'n paar keer probeer om Jesus met klippe dood te gooi of dood te maak, van die krans af te gooi, omdat hy hom met God gelyk stel, nie net bloot sê, hy's 'n voorbeeld, morele voorbeeld om na te volg, of 'n boodskapper soos Elia, of Jona, of Micha, of enige Jesaja, Jeremia, Habakuk, Hosea, enige van die ander profete nie. Nee, dis nie wat Jesus sê nie. Sy aansprake is skreiend radikaal. Hy is Yahweh. Hy is Yahweh. Die Jode het dit baie goed verstaan, baie deeglik verstaan. Dis hoekom hulle klippe optel, want hulle sê dis godslastering. Nou op die fees, nadat Jesus sy eie familie vir hom sê, so jy wat nou so kamakastig besonder is, hoekom gaan jy nie vertel hulle daar, jy weet, gaan Jerusalem toe, En die konflik rondom Jesus is so skreiend en bou op, die spanning is tasbaar, jy kan dit amper proe, rondom die persoon van Jesus, in Jerusalem. En die mense wat daar is in Jerusalem, besig met hulle godsdienst, weet nie, dat God in hulle midde staan nie, en hulle verwerp hom, en minag hom, en weier hom. Jesus sê, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek julle by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens, maar julle wou nie. En nou hier op hierdie fees, hierdie belangrike fees, sê Jesus, as julle in my glo, soos die skrif sê, en die beskuldiging, wat Jesus ingebring het, teenoor hulle in Johannes 5 vers 39, is julle ondersoek die skrifte, asof julle saligheid daarin is. Maar die skrifte praat van my, en julle wil nie na my toe kom nie. Dis die punt. Dis die punt. Maar as julle na my toe kom. So die hoëpriester, wat die skadu is van Jesus, weier, die Sanhedrin en al die leiers en owerpriesters, senior priesters, priesters, wat diensknegte van God is, weier. Hulle steek die volk op en sê, maak hierdie man dood. Hy moet nie hier wees. Dis God in hulle midde.
En hulle sentiment teenoor God, ondanks hulle godsdiens, is baie, baie duidelik. Ons wil niks met hom te doen hê nie. Ons is ons eie baase. Maar Jesus sê nog steeds, hy wat in my glo soos die skrif sê. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Terug by hoe frustrerend dit vir 'n predikant is om te praat van al hierdie goed en dit nie self te belewe nie. Weet jy wat is erg? Dis die ergste erg. Al dis my nou. Die ergste erg. So om die leier van 'n gemeente te wees en jouself te oortuig en almal wat daar sit, dat hier is vreeslik lewe hierso. Met al die programme en aktiwiteite. En diep in jou hart weet jy, dat as jy gaan ophou rondspring en wiele maak, gaan alles platval. En diep in jou hart weet jy, dat die lewe wat jy nou sodanig het, is fake. Die uitbrandingsfaktor onder predikante, pastore, dominees, wat ook al hulle titels is massive. Want hulle probeer die dooie perd aan die lewe hou. Mense kom na die kerk toe, hulle kom na die pastoor toe, hulle kom nie na Jesus toe nie. Mense praat oor Jesus, sing oor Jesus, bid in sy naam, maar ken Jesus nie. En die spontane, lieflike, bonatuurlike, lewensveranderende lewe van Jesus is nie daar nie. Nou moet dit gefake word. En dis die harde werk. Sê iemand vir my nou die dag, ek weet nie hoe akkuraat is die statistiek nie, maar ek kan vir jou iets sê daarvan, laat ek eers sê wat dit is. Iemand sê, net 5% van almal wat teologiese studies voltooi, is 5 jaar later nog steeds in die bediening. Nou, ek weet nie hoe akkuraat is dit nie, maar wat ek weet, is nie heeltemal af nie. So jy kan sê, okay, nie 5 jaar nie, maar 7 jaar, nie 5% nie, maar 9%. Kom aan. Jy weet, wat ek wel weet, is die uitval syfer onder mense wat dan nou bediening toe gaan, is enorm. Kom ons vat die NG Kerk as 'n voorbeeld. Die NG Kerk het so 'n massale probleem met predikante vir hulle gemeentes, dat hulle is bereid om enige iemand wat teologiese skoling het, te gebruik as 'n predikant, 'n soort van 'n onderpredikant, maar al is dit 'n baptiste ou of 'n AGS ou, hulle is bereid om hom in te neem, vra hulle sal jou vertel, as spesiale kursusies en goedertjies, want daar is nie genoeg predikante vir die gemeentes wat hulle het nie. Dit is 'n geweldige ding. Dit is baie sleg om in 'n bedryf te wees waar jy van goed praat, wat nie werklik so is nie. Praat van lewe en vrede en vreugde en jy praat van verlossing en allerlei goed en jy weet absoluut niks daarvan af nie. Jy beleef dit nie, jy's nie in dit nie, jy moet daarvan praat en dit is net terrible, dit is net terrible. Nou sê Jesus vir hulle, die strome van lewende water is beskikbaar op voorwaarde van, julle moet in my glo soos die skrif sê.
So as die vroukie my bel en sê, en hulle gemeente glo dominee nie dat Jesus opgestaan het uit die dode nie, maar hy het nog steeds sy status as 'n dominee en sy pensioen en sy salaris en sy medies en sy behuising en sy platform, en hy word deur almal besing as 'n mens en 'n dominee wat lief is vir almal, maar sê dat Jesus nie is wie hy sê hy is nie, want as Jesus nie opgestaan het uit die dode nie, is hy nie wie hy gesê het hy is nie. Is dit vir my verstommend, hoe bly hy nog steeds 'n dominee? Hoe? Hy wat in my glo soos die skrif sê, hier is 'n dominee wat op sy teologiese studies aanspraak maak en sê, Jesus is nie wie hy gesê het hy is nie, want hy het een of ander klap van ander windmeel weg, en hy is totaal en al vergiftig tot in sy siel. En jy wil wat by hom kry? Jy my so 'n liewe mens. Ek dink die duiwel is ook 'n liewe mens. Hy kan baie liefdevol wees. Die duiwel, baie. Die liewe mense, ja. Wel, alright. Maar een ding wat jy nie gaan kry nie, is die strome van lewende waters wat uit jou binneste vloei. Wat nie fake is nie, wat nie gekrenk word nie, en wat nie afhanklik is van 'n charismatiese leier met 'n mooi persoonlikheid nie. Jesus weet waarvan hy praat. En jy kan hom doodpraat as jy wil, jy kan vir jou genoeg drukgroepe kry, en Jesus net doodpraat. En almal skree hulle obscenities, en praat Jesus net, jy kan, by all means go ahead, doen dit. Maar wat jy nie gaan hê nie, met al jou slimmigheid, is strome van lewende water, wat uit jou siel vloei. So, party mense is heel tevrede met hulle fake lewe. Dis oké, dis reg, gaan aan daarmee. Maar daar is mense, wat nou al, soos die Engelse spreekwoord sou sê, they've been there, done that, bought the t-shirt. En hulle het nou genoeg gehad. Party van hulle is al bejaard, 80, 70, en hulle 60. Sommige van hulle is ook jonk. En hulle sê net, ek het nou genoeg gehad. Ek het genoeg gehad van die speel. En die nonsens van mense, waarna ek dors, waarna ek soek, is die lewende water, wat net God kan gee. Ek wil nie daarvan praat nie, ek wil nie daaroor filosofeer nie, en ek wil nie fake nie. Ek wil dit belewe, ek soek die water, ek soek God in my lewe. Daardie mense, eienaardig genoeg, vir een of ander snaakse, vreemde rede, kom altyd by Jesus uit. Want hy is die bron van daardie lewende water. So, dit hang af, waar is jy in jou lewe? En jy weet, waar is ek in my lewe? Waarmee is ons besig? En het ons nog genoeg energie om met die nonsens aan te gaan, want dit kan wees. Nee, wat ek is heel tevrede waar ek nou is, en jy kap net aan, is fyn, kap dan net aan. Maar jy weet, ek sit met mense en praat, en weet jy, partykeer is dit 'n jong ou, partykeer is dit iemand wat, sê nou maar, 29 jaar oud is. Ander kere is dit iemand wat 43 jaar oud is. Ander kere is dit iemand wat 80 jaar oud is. Weet jy wat sê al drie van hulle, sonder dat hulle van mekaar weet? En op daai ouderdomme ontdek hulle Jesus. Weet jy wat sê hulle almal? Hoekom het dit so lank gevat om by die waarheid uit te kom? Ek het my lewe gemors. Die 29-jarige sê, ek het my lewe gemors. Hoekom het dit so lank gevat? Die 43-jarige sê presies dieselfde en die 80-jarige sê presies dieselfde. Daar's die besef van verlies. So, kap nou maar aan en gaan nou maar in jou rigting en
jy weet, wees nou maar slim en gaan aan, is fyn, gaan aan. Maar jy weet, vorentoe, wanneer dit en waar dit nou ook al is, al wat vir jou wag, is die verskriklike besef van verlies, van lieflike, waardevolle jare en tyd, wat in die drein af is. Ja, wonderlik, jy het Jesus ontmoet, 80, prys die Here vir die 80-jarige tannie of oom, wat Jesus ontmoet, of die 43-jarige man, of die 29-jarige jong meisie. Prys die Here, hulle het by hom uitgekom. Maar by hulle is dit nog steeds 'n verdriet. Die tyd wat verby is verby. Hoekom sal jy dit doen? Hoekom sal jy Jesus rangeer en ignoreer? Om nie na hom toe te kom met alles wat jy het en te sê, Here, daar is net een Here, daar is net een God, daar is net een baas en is nie ek nie. So Jesus sê met 'n groot stem, hy wat in my glo soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, vers 39 sê, en dit het hy gesê van die Gees, wat dit sou ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees is daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Nou, ek gaan daar stop, ek gaan net vir jou sê, die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nie verheerlik was nie. Jy moet ietsie verstaan in Johannes, en jy gaan dit sien soos in geen ander omtrent boek in die Bybel nie, is dat die Heilige Gees sy absolute fokus is die verheerliking van Jesus, die konneksie tussen die verheerliking van Jesus en die Heilige Gees is onlosmaaklik van mekaar. Dit is 'n wonderlike ding om na uit te sien. Jesus gaan ons self dit vertel. En ons, wel nou nie die volgende opname nie, maar soos wat ons deur die boek werk, as ons hier kom by hoofstuk 17, 16, ja, dan is dit so kosbaar om te ontdek wat hy sê. Laaste idee. Jesus is regtig wie hy sê hy is. Regtig. Hy is nie 'n imaginary vriend nie, hy is nie 'n filosofie nie, en hy is nie 'n afgod nie. Hy is God. Hy is regtig, hy lewe en hy is teenwoordig. En net hy kan vir jou gee strome van lewende water. Dit is ver beter en ver hoër as bloot net die behoeftes wat ek en jy beleef, of dit nou jou huwelik, of finansies, of gesondheid is. Wat baat dit 'n mens, dat hy deur God genees word, maar aan sy siel skade ly? Wat baat dit 'n mens, dat sy huwelik gered word, maar aan sy siel skade ly? Wat baat dit 'n mens, dat hy gered word van bankrotskap, maar aan sy siel skade ly? Elke knie sal